'n nuwe Rubicon word ontbloot. Landoorlewing is daar baie reëls altyd. En dis lang lesings. En jy sit vir 'n week of 2 net met teorie en dan gaan jy ergens heen en jy doen. See-oorlewing is baie maklik. Die lesing is 10 sekondes lank. As 'n ding roer, dan vreet jy hom. So by die see, die goed wat jy kan seermaak in die diep water, is regtig nie in ons pad nie. En dit maak dit verskriklik maklik. En Dewald het in die beginjare, toe daar niks was nie, het hy die fondasie gelê van oorlewing, boskuns en spoorsny. En hy was die beste in hierdie land in vele opsigte wat dit aanbetref. So as jy vir iemand 'n lekker handeklap wil gee vir Dewald de Beer, dankie. Die een verkenningskommando gestig is, was die losstaande elemente van spesiale magte, die gedagte, die aanvanklike duikopleiding, die spoorsny goed, het eintlik reeds gebeur. En dit het as te ware soos legkaartstukke bymekaar gekom, en toe die eenheid gestig is in 72, toe is die fondasie eintlik reeds daar, of nie? Natuurlik, kyk wat gebeur het is toe daai eerste 2 jaar eintlik, het ons nie 'n naam gehad nie. Ons het nie 'n reg gehad om te bestaan nie. Ons was niks. Ons was Alpha groep. Het ons begin. En toe was ons toe het hulle ons naam verander na die operasionele toetsgroep. En toe het hulle daai storie so verander om ons weg te hou, want ons was nie erken soos wat as 'n eenheid nie. Ons het eintlik nie werklik bestaan. Alhoewel ons op papier betaal deur die weermag betaal is, maar het ons nie bestaan werklik nie. Eers later jare in 1972, nadat ons onsself opgelei het, elke vak wat ons gedoen het, moes ons almal self onsself oplei. Tot op spesialiste vlak wat ons sê dit moet 'n ou kan doen, dan moet ons dit doen so. As jy wil hê 'n man met daai kwalifikasie moet skiet hê, soos ek sê op 100 tree 'n muggie se oog kan afskiet of sy vlerk kan afskiet, dan moet jy hom so kan oplei. Ons moet dit alles self deur alles self gaan, elke ding. Totdat in die einde gegaan het. Daarom het ek gesê dat ons beginstadium, die eerste 2 jaar tot 1972 was ons toe eers eintlik gestig gewees as verkenners. En toe in Engels het dit rekkies geword en toe het dit die Reconnaissance Commando geword. Jan Breit mag die naam gekies. So ons het eintlik al reeds 2 jaar lank onsself opgelei en bestaan voordat ons werklik bestaan het en ons met opse begin het. Dankie Callie. So in die begin daar was dit nou, jy weet, daar's 'n operasionele teater van soorte en goed is besig om te gebeur. Daar's insidente en so bou dit op tot in 75. Ek dink met Savannah as jy wil, wat nou 'n groter Savannah die groter oorlog begin het. Ja. So in daai tyd hoe het julle, ek wil amper sê die eerste operasies, ek kan my net voorstel hoe dit gewerk het of nie gewerk het nie. En dan moes seker 'n paar snaakse goed ook gebeur het in die oorlog van daai tyd, is dit nie? Ja, goed, dit was 'n bietjie anders. Ek dink jy sit 'n paar generaals wat 'n glimlag op hulle gesig sal hê vanaand. Want ons eerste kleredrag byvoorbeeld het ons self gemaak. Nou, ons gaan nou in 'n operasie in. Dit is so clandestien, ons weet selfs nie daarvan nie. Nou, hierdie operasie kan ek nou maar sê, dit was in Angola ingewees. En Jan Breit mag het sê, nie een van ons mag enige iets dra waarin jy kan erken word as 'n Suid-Afrikaanse soldaat nie. Jy het nie dokters gehad, jou wapen het nie 'n nommer opgehad nie, jy het nie 'n Suid-Afrikaanse wapen gedra nie. Ek het 'n FN met 'n houtkolf gehad wat uit die Fabriek de Nasionale uit daai ook al gemaak is. Kan nie nou daai name noem nie, maar sy nommer was afgeskuur, afgekrap, uitgesy. Het nie nommers gehad nie. Ek onthou een van ons mans het nog 'n regte ou Tommy gun gehad. Party van ons het AK-47's gehad wat gesteel was.
En daai tipe van goed. Ons rugsakke wat ons gemaak, ek het 'n ou Alpine pack gehad wat so verskriklik swaar was en so moeilik was om te dra, wat ek self gemodified het, ek my myn en my ammunisie en my water en my goed alles in hom kon sit. Dan trek jy jou nog so agteroor dat jy so Bobbejaan loop. Verskriklik swaar. En natuurlik ons oorgegaan ons klere dra. Elkeen het sy eie klere dra gehad. Ons is nie Dit is 'n konglomeraat van 'n klomp deur mekaar spul gelyk daar. Ons het daarom almal breinhoede gehad wat ek het sommer my ou army kakie pakkie wat ons nog gehad het in die valskemerleon, het ek sommer met breinverf en groenverf selfs so gekamoufleer, streep op hom geverf. En so dis die tipe klere drag wat ons gehad het. Dis die metode wat ons gevat het. Dis hoe ons ingegaan het. Dan moet ons inloop. Jy mag nie met die voertuig oor die katlyn gaan nie. Want dis 'n Suid-Afrikaanse voertuig. Hy kan teruggespoor word. Dat jy altyd net tot by die katlyn gegaan, daarvan af het jy geloop tot waar jy moet gaan en weer teruggeloop tot waar jy moet terugkom. Daar was nie vervoer gewees nie. Toe in later jare het ons daar 'n manne gehad van die lugmag, eystermanne. Groot manne. Ek noem sy naam, Ab Meiburg. En die lappies. Dan kom hy daar so, dan kom hulle vir 'n naweek by ons oorgeslaap. Dan sê Jan, hoe lyk dit? Dan sê ons reg. As ons in daai chopper, dan vat ons dan gegol, ons gou daar agter in Zambia af. Ons gou 'n paar plekkies gaan soek. Nou, dis daai tipe van operasies wat nooit aangeteken is. Wat ek glo nie wat enige boek gestaaf kan word vir wat ek hier sê vanaand, dis so kan niks aan my doen. En daar was 'n hele paar van hulle wat so gebeur het. En dan uiteindelik groot sukses gehad. En toe natuurlik gebeur die ding wat moes uiteindelik gebeur het. Die eerste keer wat ons toe nou daarna erken word dat daar is gewone magte of militêre magte in Angola besig. Dit was vroeg in voor Savannah gewees. Toe was daar 'n paar spanne wat ingegaan het. En toe is natuurlik ons eerste ongeluk gehad met Fred Jelly wat doodgeskiet is. Ek was die spoorsnyer daai dag. Ek was op die spoor. Hy's aan die linkerkant van my, linkerskouer gewees. Hy's daar doodgeskiet. Teruggekom en alles. Lugmag het ons die volgende dag kom al. En dis die metode wat ons gebruik het. Clandestien in, clandestien uit. Dit was die doel. Onthou die werklike doel van die verkenningskommando's was nie om 'n staangeveg, vyand teen vyand, kop teen kop, mekaar te bots soos die blou bulle en die weet met mekaar vas te vat in die skram. Die bestaansregs van die SAS was agter die linies, agter die vyand, die vernietiging van hulle spoorweë, hulle telekommunikasie, op plaas van hulle brûe, daai soort van goed. Dis rekkiewerk. Jy moet clandestien gaan, hulle moet nooit van jou weet nie. Hier kom clandestien uit, hulle weet nie as jy was daar nie. Hulle weet nie hoekom is hulle brûe opgeblaas nie. Hulle moet nie weet hoekom is hulle telefoonpale opgeblaas nie. Dit was die eintlike doel, Jan Breitenbach se doel, agter die VK, 'n klein eenheid wat gespesialiseer is in elke rigting, wat alles kan doen, wat onafhanklik kan opereer sonder die res van die weermag, in 'n tydperk in 'n vreemde land, agter die grens, in die gebied, sonder dat hulle gesien word, sonder dat hulle gehoor word, sonder dat hulle genoem word. Ons het dit reg gekry tot en met 1975, dink ek. 76, toe die eerste groot oorlog begin het, toe die manne begin, en toe het verkenningskommando ook na 1975, het ewe skielik van 10 April 1970, tot en met, ek dink die 28 Augustus 1975, was ons net 28 man, oor daai tydperk. Wat die dinge gedoen het. En toe dit nou daarvan af het geëskaleer, toe dit 5 verkenningskommando geword, 4 verkenningskommando, 3 verkenningskommando, 2, toe word dit regimente, toe word dit 5 verkenningsregiment, 1 verkenningsregiment, 4 verkenningsregiment. Toe gaan die ding groot, toe kry die mense seer, toe gaan hulle dood. Maar nou stuur jy sommer, in plaas van 5 manspan, gaan daar sommer 30 en 40 rekkies op dieselfde tyd. Hoog gespesialiseerde mense gaan in dieselfde tyd en doen eintlik die infantrie se werk wat hulle moes gedoen het, om 'n basis aan te val. Jy sit baie manne wat weet. Is die infantrie se werk. Om die basis te gaan saboteer, dis die rekkie se werk. Om die basis te gaan aanval en uitneem en mense
by die massa daar doodskiet, goed, dis 3-2 bataljoene, 3-1 bataljoen en daai bataljoene in infantry en selfs die paratroopers aan massa afgegooi het soos wat hulle gedoen het, wel, dis hulle werk. Dit was nooit trekkie werk geweest. OK, generale staf het anders te gedink. Dit was baie slimmer as ons. Hulle het gesê, hoekom net 28? Toe gebeur die ding wat nie moes gebeur het nie. Daar gaan sommer in mes. Opgeleide gespesialiseerde mense doen nou sommer net 'n openlike aanval wat in die laaste lig moes gewees het, of die eerste lig die oggend moes gewees het, word nou 2:00 die middag gedoen as gevolg van die feit dat was 'n verkeerde inligting gewees, mense op 'n verkeerde plek afgegooi. Toen was in plaas van 8 kilometer stap, 28 kilometer stap, dat is van die kaart af, in plaas van in die son opkom en die aanval gebeur, dan was dit klaar verby, 'n halfuur daarna, word dit 2:00 op die middag, 2:30 op die middag gedoen, heeltemal verkeerde tyd, kry mense dood, 8 van ons mense dood. Dit was nie die modus operandi, dit was nie die manier geweest. Dit was so vinnig net tot op daai stadium, tot om net 1975. Na die eerste operasies, iets wat ergens skeef geloop het, iets wat interessant was. Eintlik Fred Zelisene was, soos ek sê, ons het ingehardloop, en wat gebeur het is dat dit as gevolg van die mense het ons nie verwag van die kant af wat ons gekom het nie. Wat toe gebeur het is, hulle het al hulle uitrusting en goed, wat vroegoggend het ons hulle spoor gevat, wat is hulle spoor toe besluit ek nee, kom ons gaan om. Ek en die boesman was op die spoor, ons het die spoor gehardloop. Toe gaan ons af, toe sê stop, wag, ons gaan omry. Toe ry ons om. Gaan kyk ons op die ander kant se pad, want ons weet daar's 'n paadjie, so 15 kilometer aan. Want hulle was 'n uur voor ons. Toe ry ons om. Toe hulle ons nou daar waar hulle ons gehoor het, die laaste keer gehoor het, toe het hulle nou gedink ons gaan van daai kant af aanval. Toe het hulle goed agter in die bos gaan wegsteek. Eerste ding wat ek kry is, kom ek kan in die bos, hier lê 'n klomp ammunisie. Binne 'n kask, ammunisie, hier lê kos, rantsoenpakke, mediese uitrusting, alles hier in die bos weggesteek. En toe klik dit by my, en ek skryf vir Jan Breitenberg, Jan, ons is in die doodsakker. En toe ek sê doodsakker, toe skryf hy vir Fred, jy gaan links, toe Fred, jy gaan links, toe hoor ons daar klappieskote. En ek hoor net Fred hardloop, en hy het nog, ek kan dit duidelik in my ore hoor, hy hardloop en hy sê, twa. Nou toe ons nou opklaar en alles daar, toe sê hulle vir my, Fred is dood. Toe bring hulle hom uit die bos uit, toe hy daar net toe kom sien, toe sien ek onmiddellik sy R1, wat hy gedra het, is reg op die stalknip, middeldeur geskiet. So toe hy deur die bos hardloop daar en uitbreek, toe skiet hulle hom van voor, of skiet hulle sy R1, maar hulle weet toe hy nie 'n wapen nie, dis hoekom hy geskryf het, twa. 'n Desperate poging vir oulaas in sy lewe. Maar hy daar deur die skouers geskiet, hy's mors dood, onmiddellik dood daar. Julle wat dalk nie weet nie, Fred Zeli was die eerste Suid-Afrikaanse soldaat wat in die Bosoorlog doodgeskiet is. En die laaste een in 1989 was ook 'n rukkie geweest. Ook 'n spesiale magte soldaat geweest. So die hele opleidingssiklus van spesiale magte is eers later meer geformaliseer. Geformaliseer ook, ja. Maar van vroeg af was daar 'n behoefte aan boskuns, spoorsny, oorlewing en hierdie goed. Hoe dit gebeur? Wat was die motivering agter dit? Wat sit agter dit? OK, nadat ek daai ekskursies in Zimbabwe gedoen het, ek nou teruggekom het en alles het Jan Breitenberg my eendag genoem, kolonel Jan Dirk Breitenberg my ingeroep te sê, hoor hierso. Ons mense wat ons kry, wat ons trek, is al meer en meer mense wat uit stede uitkom. Nou, wil ons hê, hy moet in die middel gedeeltes van Afrika, dis die reëngedeelte, die reënbelt, Angola, Zambia, noorde van Zimbabwe, Malawi, Mosambik, alles is bos. Dis nie strate soos ons ken nie. Dis nie oop vlaktes soos die Vrystaat nie. Dis bos, mense, rye bos, digte rye bos, pragtige bos, lieflik, onthou die bos is nie jou vriend nie, is ook nie jou vyand nie, hy's neutraal. Toe het ek vir hom gesê, ons sal hierdie mense moet vat, en nadat hy sy keringkursus gedoen het, voordat hy op 'n operasie gaan, moet hy eers die boskuns, spoorsny en oorlewing doen, in minder ervaring. Maar die kennis op die boskuns, kuns om in die bos aan te pas. Weet jy hoe moeilik is dit vir 'n ou wat nog nooit in sy lewe in die bos geslaap het, om saam met jou te stap en ek sê, OK, jy slaap daarso, maak vir daar bed, jy slaap daar, ek slaap hierso.
Die eerste keer in sy lewe wat hy nou in die bos kom. Daar's olifante, leeu's, luiperd, slange, as alles. Daar's niks anders nie. Daar's nie mooi meisies nie, daar's nie voete nie. Daar's net die bos. En hy. Nou ons eerste kursus kan ek onthou, het net 2 van die 25 ouens wat gekeur was, het die keringkursus begin en net 2 het geslaag. Uiteindelik aan daai kursus. Net 2 het die kursus deurgekom. Dis al die fasette. Nou, toe daai keringkursus, daai 2 manne wat ek gevat het, nou die eerste keer in hulle lewe wat hulle nou werk is, al 2 van hulle het uit Johannesburg uit gekom. Hulle daar gebore en groot geword. Toe slaap hulle nou die eerste keer in hulle lewe, slaap hulle in die nag in 'n bos waar daar olifante, leeu's, seekoeie, alles is daar om die bos. Ek natuurlik elke kursus wat ek vir mense aangebied het, het ek self saam met hulle gedoen. Ek het baie min lesings in my lewe vir hulle gegee, baie min. Al wat ek gesê is, kyk wat ek doen dieselfde. As ek 'n stryk gaan stel, dan het ek vir hulle 'n bietjie gesê, okay, gebruik hierdie tipe bas of gebruik daai tipe goed, want alles wat jy gebruik moet jy uit die veld uit kry. En alles wat jy gaan vang, gaan jy eet. So simpel soos dit. Nie foute nie. En dan kan ek hom dit wys en dan kom leer en alles. So die kennis van die bos was so belangrik geweest. Want vat nou 'n man en sit 'n sak op sy rug en gaan gooi hom in Zambia af of van Angola af, waar hy die eerste keer in sy lewe nou byvoorbeeld 'n Rhodesian teakboom sien. Hy ken nie die boom, hy weet nie wat is dit nie. Hy weet nie wat sy gebruik is aan. Hy's in 'n bos wat hy glad nie ken nie. Hy moet daai goed moet hy leer. Die sentrale gedeelte van die Caprivi was een van die beste gedeeltes om 'n mens dit te leer, want daar was al die tipe bome wat deur die res van Afrika voorkom, het daar voorgekom. Langs die Kwandu en die Kavango riviere en die Luyana en die Luengi riviere is al daai tipe bome en bosse en alles wat daar is daar. Dan kan jy hom leer. Dit help nie jy klim vir 'n olifant in daai boom nie, want hy gaan jou uitskit. Dit help nie jy kruip vir 'n leeu en 'n gat weg nie, hy gaan jou uitgrou. Dit help nie jy vlug vir 'n slangie, want hy vlug net so vinnig soos jy weg daai kant toe as wat jy daai kant toe vlug. So al daai dingetjies moet hy geleer word. Hy moet fisies dit ondervind en hy moet dit self doen. Ek onthou baie keer in die aand as ek hulle nou vat en sê ek, goed manne, bring net jou slaapsak en jou geweer. Los die ander goed hier. Dan gaan ons nou uit. Hulle het nou klaar geleer om vuur te maak met stokkies of met 'n houtjie wat hy skuur. Hulle kan dit doen. Nou loop ek met hulle in die middag, dan vertel ek hulle dis hierdie boom, dis daai boom, dis dit, dis dat. Hierdie bosie kan jy eet, daai kan jy eet nie. Hoe weet jy kan hom nie eet nie? Ek sê altyd vir hulle, okay, bak dit hierso. Vat nou hierdie, proes maak hy. Dis beter ek sê, okay, jy kan hom nie eet nie. Nou hy sal hom nooit weer vergeet nie. Dieselfde met daai ene, wat se besie is dit? Vat hierso proe, eet hom, proe. Hoe smaak hy? Dis lekker. Dis 'n rosientjie besie. Hy's nou ryp, dis sy tyd hierdie tyd van die jaar, jy kan hom eet. Elke ding monkey see, monkey do. Jy leer elke ding wat jy sien tende. Hierdie bas kan jy gebruik om 'n tou mee te vleg, dan skeer ek die bas af en ek wys vir hulle, ek rol hom op my been en so maak jy die tou. En alles wat hulle in die veld doen, moet hy fisies self eers ondervind. En daai tyd as ek hom daar aflaai vanaand so 9:10 aan 'n reis, sê ek, okay, Buks, jy klim nou hier af. Daar's 'n boom, daai boom as leeu's kom en kyk, is 'n klimbare boom. Ek het hulle gaan merk vooraf. Jy kan daai boom maklik klim. En as jy bo sit, dan draai jy om en sit jy in die mik. As daai leeu teen daai boom wil opklim, dan stamp jy hom met die geweer se loop af. Nee, okay. Dan gee ek vir hom 'n hoendereier. Dan sê ek môreoggend met hierdie eier gaar na die kamp toe bring. Nou, hy het nie dit verwag nie. Nou sit hulle daar. Onthou hy het nie 'n kompas nie. Hy het net sy slaapsak en sy geweer. Nie water nie, niks nie. Nou gaan hy af. Kyk jy sy situasie. Wat doen hy? Wat het ek hom geleer? Eerste ding. Wat moet hy maak? Maak 'n waardasie vir die situasie. Ja, ek kan hierdie boom klim. Of nee, hierdie is moeiliker. Kyk 'n ander boom. Ja, hierdie kan ek klim. Wat maak jy eerste? Breek doringtakke af, pak dit onderom die boom. So wyd as wat jy kan, soveel as wat jy kan, solank jy lig het. Dan kyk die maan is lig. Ek laai die ligte maar op. Nou, as jy moeilikheid kry, klim die boom op. Wat doen jy eerste? Maak vuur. Pak vuur op, pak hout op. As jy vuur gemaak kry, onthou, moenie die eier in die vuur sit en gaan brand en hy bars. Grou 'n gaatjie onder die sand, maak 'n gaatjie en maak hom toe, want jy moet hom môreoggend heel terugbring. Dan los jy hom daar alleen vandag. Nou bly hy eerste keer in sy lewe, sê sy ma se, hoe stel hy slaap hy nou nie meer in 'n kamp of wat nie. Hy slaap vinger alleen in die middel van die Caprivi, tussen die leeu's en die olifante waar al die wilde diere is. Hyenas, jakkalse, alles is om hom.
En dan moet jy nog daai take doen ook. Nou wat ek dan doen gewoonlik is, ek gaan terug. Vat ek na die voertuig, los hom by die basis, gaan ek terug, dan loop ek dus skelmpies in die nag, dan gaan loer ek daar wat maak hulle. Wat kruip hulle en sien. Baie interessante dinge opgemerk daar, baie dinge gesien, baie goeie inisiatief by party mense gesien. Soos een toe ek bylik nog op pad soontoe is, hoor ek, kyk so ek sien, hier trek hy by my verby. Met die slaapsak agter op sy rug, my hart loop. Reguit Kirkkamp toe. Sê los hom. Wag so halfuur. Gaan af. Gaan terug in die basis, haal hom uit die tent en sê kom. Dan vat ek hom dwars Japan toe. Dwars Japan is nou 50 km ver weg. Terwyl hy so aanry na die pan toe, dis die leeu's besig. Daar aan die kant die pan lê die leeu's, 4 leeu's, hulle is besig om so 'n jong koeroebul wat hulle gevreet het te eet. Ek sê, "Oké, klim hier af, nou slaap jy hier by die pan. Ek kom kyk vanaand 11:00 of jy hier by die pan is. Bye bye." Ry ek. Nou het hy 'n probleem. Nou weet hy, ek weet hy wil kom toe gehardloop. Maar hy kry 'n plan, hy kry dit reg. Baie van hulle, min van hulle, het dit nie reg gekry om daai vuur te maak nie, want hy weet. Nee, wag, ek het net sy stokkies nie. Ek gee vir hom sy stokkies, en dan gee ek vir hom 1 vuurhoekie. Nou wat jy nou al in jou lewe probeer dit as jy weer gaan vleis braai. Vat net 1 vuurhoekie en kyk of jy gras in die braadstukkie. Steek hom gewoonlik te vinnig in die gras, en dan is hy dood. So wat kan jy doen om dit te verhoed? Sê ek vir hom, man, kyk nou. Vat nou, jy het 1 patroon. Maak daai patroon los, sê R1 patroon, hy het seker loskrytjies. Dan gooi jy net so 'n klein bietjie van daai kruit op daai droë stukkie olifantmis, daar so neer. Dan druk jy weer daai patroon terug, draai hom net weer mooi terug. Hy kan nog steeds skiet. As jy hom terugsit. En dan vat jy nou daai 1 vuurhoekie vir jy stryk hom, jy druk hom op, hy koel en sê, "Was die olifantmis in die brand, hy het jy vuur." Nou daarvan af nie een van hulle ooit weer nie vuur gemaak. Maar dan tree die helfte van hulle die helfte van die kruit het gooi, dan sê ek, "Goed. Gee nou daai patroon vir, sit hom in die geweer." Daar is nou 'n profiel van 'n leeu daar. Die krywer so onder sy bo gedop aan die kant skiet hom. Hy val die patroon net sommer hier voor hom of daar sit in die loop vas. Hy sê ja, maar die eerste keer toe hy gebewe, toe gooi al die kruit het. Ek sê kom hier die kruit teruggegooi nie. Jy kon dood gewees het. Maar dis die klein dingetjies wat hulle geleer het. En stadig maar seker raak hy gewoond aan die bos. Uiteindelik laaste na 6 weke waar hy elke nag in die bos slaap, baie nagte op 'n ander plek elke aand. Dan raak hy gewoond aan die bos. Hy ken die bos. Hy leer die bos ken. Hy leer aan hom beweeg. Dis moeilik as jy nie in 'n bos beweeg nie. Ek het daarna in my lewe baie Duitsers en Oos-Duitsers en Amerikaners gevat op 'n jagtrip. Dan vat hy loop altyd in ras, al die takke trap hy raak, die droë takke hy krap hom stuk en as hy aan die kant kom bloei hy. Dit lyk of hy deur 'n haalstorm gegaan het. Hy's net nie gemaklik nie. Want hy loop verkeerd in die bos. Jy moet saam in die bos loop. Jy moet die bos leer liefkry. Jy moet hom vertrou. Hy gee alles vir jou. Hy hou niks terug nie. Gebruik dit.